Ons was bevoorreg om die laaste week of wat lekker reën hier in Bloemfontein te kry. En skielik moes ons sambrele uithaal. Iets wat jy nou maar selde hier in die Vrystaat gebruik. En dit het my weer iets van die waarde van 'n sambreel laat besef. Dit gee daarom beskutting. Dit hou daarom jou kop en jou bolyf 'n bietjie droog, as jy dalk in die reën moes uitbeweeg. 'n Beskutting. Beskutting so teen die water, teen die reën. Maar 'n beskutting is ook 'n plek of iets wat jou teen sekere aanslae dan ook veilig hou. Nou Psalm 91 praat ook van 'n beskutting vir mense. En hy noem daardie beskutting die Allerhoogste. Ons as mense het so 'n plek ook nodig. Want soms tap die lewe maar 'n mens se kragte. Soms voel 'n mens asof jy net nie genoeg rus kry nie, jy het net nie tyd ook nie. Ons het behoefte aan bemoediging, aan versekering, aan troos. En as dinge erg negatief is, en omdat net nie slegter kan nie, dan het ons mos maar die geneigtheid om onsself baie jammer te kry. Maar so iewers net op 'n hoop te wil gaan sit. Maar weet jy, dan mis ons baie keer ook wat God besig is om in ons lewe te doen. En vergeet ons 'n bietjie weer wie hy is. Ons moet hard werk aan hierdie negatiewe, om dit uit ons kop uit te kry. En ja, te fokus op God. Op die God uit wie se hand ons leef. Op wie ons lewe vertrou. Dit is wat Psalm 91 doen, want hy het maar 'n klomp moeilikheid ook in sy lewe, maar hy plaas sy vertroue op hierdie God. En hy gebruik 4 woorde, eintlik 4 name van God, as hy met God praat, of oor God praat. En hierdie name van God beskryf so iets van wie God is, en wie God ook vir hom is. Hy praat van God as die Allerhoogste, as die Almagtige, as die Here en as God. Die Allerhoogste. Dis die Hebreëse woord Elyon. Dit beskryf God as die een wat, ja, God wat bo alles is. Die groot, magtige, majestueuse, soewereine God wat heers. En dit is hierdie God wat ook ons beskutting is. Dis waar jy werklik veilig kan wees. Hierdie Psalm sê, hy die Allerhoogste is sy woonplek. Is hy ook jou en my woonplek. Hy is die een wat beloof om sy kinders te beskerm en te bewaar. En dan noem Psalm 91 ook hierdie God as die Almagtige. En dit kom van die woord Shaddai. Nou, dit het baie betekenisse. Maar impliseer 'n magtige, kragtige God. Wie se krag veel meer is as wat ek en jy kan dink. En dan enige behoefte kan aanspreek. Dit is die God wat die see verdeel. Dit is die God wat die skepping beheer. Daar is geen behoefte wat hy nie kan aanspreek nie. En geen omstandigheid wat hy nie kan verander nie. En dan beskryf hy dit so mooi ook. Hy sê, dis in hierdie God se skaduwee waar hy gaan sit. En dan gebruik hy die naam van God, soos wat God hom ook aan Moses openbaar. Die naam Jahwe. En dit is hierdie magtige God, wat tog ook op 'n persoonlike vlak hom aan mense kenbaar maak, hom openbaar. En met mense dan ook 'n persoonlike pad wil loop. Dis hierdie God wat weet
wanneer daar selfs 'n haar van my hoof val. Dis hierdie God wat my vrese en behoeftes in my hart maar te goed ken. Maar dis die God wat ook ons redder en ons vriend wil wees. Daarom sê hy, dis hierdie God sy skuilplek. Die vierde naam waarmee hy God aanspreek, is die naam Elohim. Die naam wat ons in Genesis 1 vers 1 kry. Ons vertaal dit telkens met God. Hy wat is, die skepper. Hierdie God wat altyd daar was en altyd daar sal wees. Dit is ook die God wat met sy skepping en met sy kinders is. Dis hierdie God, so bely hy, op wie hy sy lewe vertrou en wat hom ook sal beskerm. Dis net in 2 verse wat hy al hierdie dinge van God sê. Vertel van wie hierdie wonderlike God eintlik is. Veel groter as ons, maar tog ook die God wat ek mag ken as my Vader. Die God wat daar in die hemel is, maar ook die God wat hier by my en met my is. Die God in wie se skaduwee ek ook kan skuil. Dis hierdie God by wie ek krag kry, wat my rus gee, wat my troos. Hoor net die 2 verse, hoe hy dit beskryf, hierdie God. Hy wat in die beskutting van die Allerhoogste woon. Hy wat in die skaduwee van die Almagtige oornag, sê vir die Here, my skuilplek, my bergskuiling, my God, op wie ek vertrou. Skuil by hierdie God, die Allerhoogste, die Almagtige, die Here en God. Want dit is alleen maar by hom wat ons veilig is en waar daar beskutting ook vir ons te vind is. Sterkte vir hierdie week. Pas julle self mooi op, wees versigtig. En as die Here wil, dan sien ons mekaar Sondag met die bekendstelling van die nuwe Afrikaanse vertaling. Ek sien uit daarna.